Nou, ons was onlangs by die kerkraadskamp gewees. En 'n ou bekende van ons eie gemeente, die Jurgens, het die aanbieding gedoen. En hy het 'n ding gesê wat so kosbaar was en so diep in die hart getref het. En dis baie maal leef ons en ons gaan deur die emosies van kerk wees en liggaam van Christus wees. Maar ons het hierdie probleem dat dan kondig ons baie maal af en sê, julle, hierdie celebrity gaan volgende week gaan hy 'n aanbieding kom doen, of hy gaan sing, of hy gaan dit, of so iemand gaan optree. Man, en dan is die kerk choke en blok vol. Dan sit dit dat dan nie plek is vir almal nie. Maar ons vergeet dat ons week op week bymekaar kom en die koning van die konings is in ons teenwoordigheid. En daarom is dit 'n geleentheid bo geleenthede. Daarom is dit 'n verstomming as 'n mens dink aan die wonderlike voorreg. Dis deur God in die lewe geroep. Dis 'n afspraak deur God gemaak. En baie maal sien ons dit maar net as algemeen. Besef jy die grootheid van hierdie oomblik wanneer ons die woord van die Here saam oopmaak. En die woord van God die spreekbuis is. So ons lees vanmôre saam uit Psalm 25 en ons lees vanaf vers 1. As jy die Bybel saamgebring het, dan kan jy saam volg in die Bybel en ons lees saam vanaf vers 1. Psalm 25 vers 1. Ek lees vir ons voor. Dit is 'n psalm van Dawid. Hy sê, tot U, o Here, hef ek my siel op. My God, op U vertrou ek. Laat my nie beskaam staan nie, laat my vyande oor my nie juig nie. Ja, almal wat U verwag, sal nie beskaam staan nie. Hulle sal beskaam staan wat troueloos handel sonder oorsaak. Here, maak my U weë bekend. Leer my U paaie. Lei my in U waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Dink, Here, aan U barmhartigheid en U goedertierenhede, want die is van ewigheid af. Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na U goedertierenheid, om U goedheid ontwil, o Here. Die Here is goed en reg. Daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienis bewaar. Om U naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hy self sal vernag in die goeie. In sy nageslag sal die land besit. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. My oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en elendig. Die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek. Lei my uit my angste, aanskou my ellende en my moeite, en vergeef al my sondes, aanskou my vyande, want hulle is talryk, en hulle haat my met 'n geweldige haat. Bewaar my siel en red my. Laat my nie beskaam staan nie, want by U skuil ek. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek. O God, verlos Israel uit al sy benoudhede. Daardie is die woord van die Here. Kom ons buig ons harte, dan bid ons 'n woord saam. Vader, baie dankie dat ons in hierdie môre so voor U kan kom buig. As U kudde, U bruid, as U gemeente. En Here, ons kom uit al die lope van die wêreld uit en U bring ons hier saam met een begeerte in ons hart, en dis om U stem te verhoor, om te kan hoor, om te verneem wat U wil vir ons kom sê. Om ingestel te wees op die kanaal van die hemel, om te verneem wat die boodskap is van die troon van die hemel af. En Here, wat 'n groot verantwoordelikheid om dan ons harte voor U te kom buig.
Wat 'n groot verantwoordelikheid om tussen God en mens te kom staan. Dankie Here dat ons kan deel wees van 'n gemeente wat al die lof van ons harte vir U wil bring, want U is die God van liefde, die God van genade, die God van alle trou. En Here, U is van ewigheid tot ewigheid dieselfde, onveranderlik. U is die God van voorsiening, die God van versoening, die God van beskerming. En ons besing U, Here, grote God, aan U die eer. Here, wat 'n wonderlike voorreg om te weet, U is die een wat genees, U is die een wat lei, U is die een wat dra wanneer ons onsself nie eens kan dra nie, Here. U is die een wat vir ons 'n plan het vir elkeen van ons se lewens. En bid ons vandag vir hierdie plan. Vir ons gemeente, vir elke individu van ons, ja, vir elke gesin. Here, versterk U ons. Reinig ons, Here, sodat ons kan wees wat U wil hê ons moet wees en waar U wil hê ons moet wees. Besiel ons met 'n koelvuur uit die hemel uit, Here, sodat ons onsself kan sien soos ons is. Dat ons aan ons omgewing kan doen wat U van ons verwag. Dankie vir elkeen wat ons kan sien wat vanmôre hier is, waar daar beterskap is. Elkeen wat vanmôre met ons is, waar U deurgedra het deur siekbeddens, herstelprosesse, 'n lang paai wat gereis is. En ons gee die eer, want U is die beskermer van U kudde. Ja, Here, ons kan bou, maar as U nie bou nie, bou ons te vergeefs. Ons kan waak, maar as U nie waak nie, te vergeefs sal ons waak. En daarom wil ons kom bid vir ons omgewing, Here. Ja, ons kinders word blootgestel aan die media. Ons word blootgestel aan soveel dinge en 'n mens kan so maklik meegesleer word. En wil ons vandag kom bid vir elke een van U kudde, dat U sal onderhou, dat U sal onderneem, dat U sal voorsien in elke behoefte. Maar Here, dat ons nie sal fokus op die wêreld se plesiere, en dat ons sal fokus op die dinge van die wêreld, maar dat ons sal fokus op U alleen. Help ons, Here, dat ons getrou sal bly tot die einde toe. Ons bid vir ons kweekskool, vir ons studente, vir ons dosente. Ons bid vir elkeen van ons gemeentes, sommige wat vakant is, ander wat wel predikante het, maar soveel aanslae. Ja, Here, want ons weet meer daar is daar meer dinge. En ons kom bid vir ons kerk, wat in 'n donker wêreld soos 'n helder lig moet skyn. Hou ons trou, Here Jesus. Hou ons trou. Help ons, Here, om in die volle sin van die woord gemeente te wees, liggaam te wees van Christus, waarin ons mekaar opbou en vir mekaar lief is en mekaar versterk, waar ons alles wat vleeslik is uit ons weg sal kom verruim, waar ons elke gedagte gevange sal neem, waar ons harte gerig sal bly op U alleen, Here, en ons nooit die fokus sal verloor nie. En ons kom buig voor U, want U is ons koning. So Here, help ons om 'n koninkryksperspektief te behou. Help ons om die vuur van die hemel in ons harte te kan geniet. Help ons, Here, om getrou te bly. Dankie vir die wat siek is, aan wie wat ons aan U kan toevertrou. En kan vertrou dat U sal genees. Dat U sal deurdra daar waar dit nodig is. Ook vir die wat rondom die siekes is, om by te staan. Dankie dat ons kan weet, U is die geneesheer. En sonder U is daar geen genesing nie. En ons vertrou U daarvoor. Terwille van U naam en terwille van die getuienis, bid ons dit in hierdie môre. Dankie vir elkeen wat verjaar. En ons bid die seën van die Here in die jaar wat voorlê op so 'n persoon toe. Ons vra, Here, omvou hulle met U self, vergesel hulle elke tree van die lewe en verheerlik U self in hulle lewe. En Here, as ons in hierdie môre saamkom, kom maak dit nou stil in ons hart. Maak ons ontvanklik vir U woord en help my, Here, om net te spreek wat U van ons verwag. En help ons, Here, om net te hoor wat U van ons wil hê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, as ons kyk na ons geleesde gedeelte, dan is daar in Psalm 25 hierdie woorde van vers 5, wat sê, lei my in U waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Nie te verwagting vir 'n oomblik nie, maar ek sien in hierdie man 'n begeerigheid, 'n behoefte, 'n soek, daardie erns om die aangesig van die Here te soek met alles wat hy is, alles wat hy het, dat die heel dag sal oorloop van die teenwoordigheid van die Here. En daarom wil ek met u praat oor om begeerig te wees na dit wat regtig saak maak. Hierdie woordjie begeer is 'n ding wat eintlik vir ons amper soos 'n vloekwoord is. Ons mag nie begeer nie. Ons mag nie praat van die gedagte van begeer nie, en ons word geleer
laat ons nie mag begeer nie, maar daar's dinge in die lewe wat jy mag begeer. Daar's dinge in die lewe wat jy behoort te begeer as kind van die Here, as die kudde van God. Is daar dinge wat ons in ons hele wese so behoort te begeer, dat ons nie kans sien om nog een enkele tree te gee sonder dit nie. Ons behoort so te leef vir hierdie begeerte, dat dit ons dring. Nou, ons leef in 'n tyd waar ons baie dinge baie keer begeer. Dalk begeer jy die beste presteerder te wees, of 'n rekordbreker te wees, of dalk jou ma se breker te wees. Dalk begeer jy om die beste werker te wees, die beste bestuurder te wees, die grootste sukses te kan behaal, die beste pa te wees, die beste ma te wees, die beste skoolier te wees, die beste kind te wees. Jy begeer dalk om die beste kar te ry of die mooiste huis te hê. Maar dink nou so 'n bietjie, wat is die begeerte veronderstel om regtig te wees? Dit moet nou nie te geestelik wees nie. Want as jy nou eerlik is met jouself, dan gaan jy vandag vir my kom sê, jong, daar is dinge wat ons baie keer begeer. Dinge wat eintlik agterweë kan bly, dinge wat nie so belangrik is soos die ander dinge wat genoem word nie. Party mense begeer gesondheid. En dit is natuurlik. Party mense begeer 'n ou kindjie om vas te kan hou, te kan koester. Ander mense begeer om 'n kleinkind te kan hê en dit word nooit hulle deel nie. Party mense begeer net nog een kans. Nie nog 10 nie, net nog een. Party mense begeer net een dag van rus. Party mense begeer 'n oomblik van stilte. Ander mense begeer om na 'n lang stilte vir 'n oomblik net in beweging te kan kom. En ons sien hierdie man Dawid het ook 'n begeerte gehad aan die Here. En hier in Psalm 25 lees ons van hierdie man se begeerigheid diep in sy binnemens. Daarom kon hy 'n man wees vol van lof en aanbidding voor die Here. En op 'n laat ouderdom van sy lewe het hy nou al geleer dat dit alles is 'n gejaag na wind. Op 'n laat ouderdom van sy lewe het hy al baie dinge gesien, baie dinge beleef. Veelvoudige verkeerde keuses gemaak, vele sondes gepleeg en daar's baie dinge wat hy dalk kon begeer. Hy het die lewe gesien. Hy het die lewe gesmaak. En hy het begin besef dat hy baie dinge begeer het wat eintlik niks beteken nie. En nou het hy hierdie begeerte aan die teenwoordigheid van die Here. Ja, hy het baie verdrukking beleef. Volke en nasies het gemik om hom uit te haal daar in die heilige stad van Jerusalem. Hy het baie aanslae beleef van 'n jong kind se tyd af, selfs deur 'n leeu of deur 'n reus. Hy het selfs die koning teen hom gehad. En hy moes gaan wegkruip in grotte, en hy moes vir 'n oomblik gaan wegkruip op die onherbergsaamste plekke moontlik, en dalk het hy begeer om dalk net 'n oomblik van regverdigheid te kan beleef. Maar nou kom fokus hy, en sy begeerte is na die Here. Te midde van die grotte, te midde van die moeilike, te midde van die verkeerde, te midde van die seer. En daarom moet ek en jy vandag ons begeertes kom toets. Wat is die begeerte van jou en my hart? Wat is die begeerte diep in jou en my siel in hierdie môre? Hierdie man se diepe soeke is na God. En as ons deur dit alles lees, dan sien ons hoe hierdie begeerte uitgebrei word. Hy begeer die weg van die Here. Hy begeer die waarheid van God. Hy begeer die leiding van die Here, tree vir tree, oomblik vir oomblik. Hy begeer die vergifnis vir sy foute. Hy begeer daardie skuilplek van die Allerhoogste. Hy begeer dat die Here sal raak sien wat in sy lewe aan die gang is. En ek wil graag hê dat ons so 'n bietjie sal kyk na hierdie begeertes wat ons behoort te hê. Nie net kan hê nie, behoort te hê. Dit behoort ons siele te okkupeer. Dit behoort ons vas te klem in ons diepste binnemens. En ons behoort onsself te toets. En dit het my getref toe ek stil word oor hierdie woord, want dit is 'n ding wat met my al baie gebeur het. Want ja, julle, die dominee is nie altyd sonder begeertes nie. Die dominee is nie altyd sonder die vlees nie. En so baie maklik maak ons die fout om al die verkeerde begeertes te koester. So let vanmôre op die woord van die Here.
Die eerste een wat ek graag vir u wil uitwys is Dawid se begeerte is na die weë van die Here. Vers 4 van ons geleesde gedeelte sê die woord: Here, maak my u weë bekend. Leer my u paaie. Hierdie man se begeerte uit die diepte van sy hart word uitgespreek teenoor die Here. Hy kom erken dat hy die Here nodig het wat hom weer opnuut die pad van die Here sal kom wys. Hierdie man wat vir so lank reeds die pad geloop het, wat vir so lank reeds getrou was, hierdie man van aanbidding, hy kom by die plek waar hy kom neerbuig voor die Here en sê: Here, kom leer my opnuut u weë, op 'n nuwe manier, op 'n nuwe ritme, op 'n nuwe wyse. Here, kom wys vir my of ek eers afgedwaal het van die pad waarop ek moet wees. Want julle, daar is dele van hierdie pad waar ek myself op moet vind, wat ek dalk al vergeet het. Jy weet mos hoe dit is, né? Ons sit baie keer aan praat oor baie gedagtes en baie dinge. En dan het ons hierdie groot uitdaging. As ek aan jou moet verduidelik hoe sit mense preek in mekaar, né? Dan gaan jy na my luister en jy gaan dink na die tyd, goeieste, waarvan praat die predikant? Maar as jy dalk vir my gaan vertel hoe bou mense huis, dan gaan ek na die einde van die ding sit en dink, Vader, waarvan praat hierdie ou? En 'n ander persoon sal vir my 'n operasie kan doen en vir my die detail kan vertel van wat in die operasie moet gebeur. En aan die einde van dit gaan ek nog meer die mekaar wees as wat ek voor dit was. En ek dink dis presies wat Dawid hier kom sê. Here, ek het gedink ek weet. Ek het so gewoond geraak aan 'n kultuur waar ek op 'n sekere pad gaan. Ek het 'n sekere ritme in die lewe. Ek het sekere belange in die lewe. Ek het sekere dinge wat my besig hou, my okkupeer, Here. En ek loop hierdie lewe en ek doen hierdie dinge dag vir dag en ek gaan waar ek gaan en ek het my eie weg het ek begin volg. Maar Here, kom en wys my opnuut u weë. Sodat ek u pad weer opnuut kan ontgin. Dat ek u ritme weer opnuut vir my lewe kan vind. Want jy weet mos hoe dit nou is. Dis hoekom ek op hierdie stadium is ek op 'n ernstige go slow. Ek probeer gewig verloor want ek wil hardloop, maar as ek met hierdie huis lyf van my vandag met hardloop, dan kan ek myself dalk seermaak. Maar as ek so 'n bietjie gewig verloor en ek is nou weer in vorm, dan kan ek bekostig om te hardloop sonder om myself seer te maak. So moet ons onsself voorberei om te sê, Here, ek wil saam met u die pad loop. Maar nou wil ek myself kom voorberei, dat u vir my u pad kan kom wys, dat ek hierdie pad kan volg, soos wat u wil hê ek moet dit volg. Want dele van hierdie pad het ek al vergeet, Here. Ek het vergeet waar u my uitgehaal het. Ek het vergeet wat u my kom verlos het van. Ek het vergeet van die werk wat u op my kom lê het as 'n roeping, Here. En ek het besig geraak met baie dinge. Vriende, begeer jy nog vandag die weg van die Here? Dawid het nou 'n reus oorwin, 'n leeu geslag. Hy het nou al oorloë gewen. Hy het stede oorwin en verower. En aan die einde, op 'n later ouderdom, snap hierdie ou, te midde van al die oorwinnings, te midde van al die verkeerde keuses, te midde van al die sondes, te midde van elke ding wat aan die gang is, het ek dele van hierdie pad vergeet. En het ek vandag vir jou slegte nuus, vriende, as dele van die pad wat die Here met jou wou loop, wat jy al vergeet het. Want daar's 'n dag wat jy baie meer getrou was aan die Here as wat jy dalk vandag is. Daar's 'n tyd wat jy baie meer nougeset aan die woord van die Here geleef het as wat jy vandag aan die Here leef. Dan wil die Here juis vir ons kom herinner aan hierdie weg. Ja, dalk wil jy ook wegkruip en spelonke ter wille van jou lewe. Dalk het alles wat in hierdie boek geskryf is vir jou hart uit kopkennis geword. Maar wanneer laas het dit hartskennis geword? Wanneer laas het hierdie woord diep in jou siel ingesak? Wanneer laas jy God toevertrou om jou te kom transformeer in jou diepste wese? Dis die weg. Hierdie weg is daardie weg van onderworpenheid aan die wil van die Here. Dis daardie weg van nie my wil nie, maar u wil. Dis daardie weg van toegewy aan God se saak. En elke week hoor ons die woord van die Here. Maar vriende, hoe koes ons nie baie keer en hoeveel keer ons nie baie keer? Jy weet wat die weg van die Here is, maar jy doen dit nie altyd nie. Jy weet wat die verantwoordelikheid is wat God op jou lewe kom lê het, maar jy doen dit nie altyd nie. Want ek is die dominee en ek het dit al beleef. En te veel kere openbaar ons eie vleeslikheid in die pad wat ons loop. En dan sê ons loop die pad van die Here, maar die woord van die Here kom met hierdie gevaarlike woord en dan sê hy, julle bely my met julle lippe, maar julle is ver van my met julle harte.
Dan sê dit, ek het my eie pad begin volg. Ek het my eie ding begin doen. Ek het my eie pad begin loop en ek kan nie omgee wie saamloop nie, want ek het my pad gekies. En dan sê ons mekaar elkeen met sy eie paadjie loop. Wel Dawid sê, my paadjie is gevaarlik. Dawid sê, ek stel nie meer belang in my paadjie nie. Vriend, kom ek herinner 'n bietjie aan die pad wat ons eens geloop het, toe heilige dinge nog heilig was. Daardie tyd, toe ons nie kon omgegee het met 'n reeks dienste, wat nie net vir 3 dae of vir 5 dae aangehou het nie, maar partykeer vir 2 en 3 weke aangehou het. Onthou jy daardie tyd, waar ons nie net in die oggend kerk toe gegaan het nie, maar wat die heel naweek die Here se was, en ons afgesonder was, om God se aangesig te soek, en die mense het met perdekarre gekom, en met ossewaans gekom, en kamp opgeslaan, want ons soek God se teenwoordigheid. Onthou jy die tyd, toe die weg van die Here nog was, dat alles word afgelê, om so ver moontlik van sonde af te bly. Nie soos vandag, wat ons so hand op die blaas met die wêreld rondloop nie. Ek onthou vir Abraham, hy het die weg van die Here gevind. God praat met 'n kind uit 'n afgodswêreld uit, en hy nooi hom na 'n vreemde land wat hy nie weet waar om te gaan nie. En hy neem hom tot in Egipte, en hy bring hom terug, en ag, op die einde van die dag, hierdie man eindig op met ou Lot. En nou Abraham en Lot is op hierdie pad, en die Here lei vir Abraham dat hy van Lot moet ontslaa raak. Lot met jou rigting gaan, en ek met my rigting gaan, en dis die moeilikheid van vandag. Want ek en jy het 'n lot om van ontslaa te raak. Ek en jy het 'n lot wat ons dagmaal verhinder om die pad van die Here te loop, en Lot het sy pad gekies. En hy het gaan tent opslaan daar voor Sodom en Gomorra, en kyk wat was die uiteinde gewees. En ongelukkig kies ons baie maal daardie weg. En ons wil nie van 'n lot ontslaa raak nie. En ons eindig op met ons tente in die rigting van Sodom en Gomorra. Maar Abraham het die pad van die Here geloop. En tot in hierdie dag onderhou die Here die nageslag van Abraham. Hoe leerbaar is ek en jy vir die weg van die Here? Hoe gewillig is ek en jy vir die weg van die Here? Of hoe dikvellig is ek en jy oor die weg van Johan? En sit jou eie naam daarin. Skrikwekkend. Hoe baie keer ons eintlik blaatant kies. Hoe baie keer ons nie meer leerbaar is nie. Hoe baie keer ons nie meer begeerig is na die pad van die Here nie. Ja, ons dink ons loop die pad van die Here, maar dit is glad nie wat dit was 10 en 20 en 30 jaar terug nie. Is dit dat jou voete geanker is vandag op die weg van die Here? Is jou hele wese vandag geanker op die weg van die Here? Soos Henog, om te wandel met God? Hy het nie al die kennis en pag gehad nie. Hy het nie geweet dat dag van môre nie. Maar hy het gewandel met die Here. Tree vir tree. Want Henog het die begeerte gehad om God te behaag. Begeer jy vandag eerder 'n mooi huis, 'n betimmerde huis? Begeer jy vandag eerder jou wil as sy wil? Want as jou begeerte en sy weg en jou voet nie een is nie, dan is jy besig met jou eie weë. Psalm 25 vers 8 leer vir ons verder, 25 vers 8 sê, die Here is goed en reg, daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Wie tog is die man wat die Here vrees, sê vers 12, hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. God wil ons kom lei, hy wil ons vat op hierdie pad, en hy wil ons vat na die plek waar ons moet wees, maar ons maak soos die volk, en ons gaan die lang pad om by daardie plek te kom. En soveel keer in die woord van die Here sien ons dit, 42 konings van Israel, en elke een van hierdie konings het sy eie pad na aan begin volg. Soms is ons weg gevaarlik styl, en die uiteinde daarvan is baie gevaarlik. Mag die Here ons regtig help om begeerig te wees na die weg wat God vir ons kom wys. Dit is nie altyd die maklikste pad nie. Dit het Jesus se kruis gekos. Dit is nie altyd die vredevolste pad nie. Paulus en Demas het 2 verskillende rigtings gekies. Dit is nie altyd die gemaklikste pas nie. Want as jy dink aan Stefanus, het dit sy einde gekos. Wat is die weg wat jy vanmôre begeer? Die tweede een wat ek graag wil uitwys, is Dawid se begeerte is na die waarheid van die Here.
Hy sê in vers 5 en vers 7, hy sê, lei my in u waarheid en leer my, want u is die God van my heil, u verwag ek die hele dag. Vers 7 sê, dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Here, vat die verkeerd van my af weg, maar lei my, Here, op daardie pad waar u my wil hê in die waarheid. Bring my by daardie plek, Here, wat ons in u waarheid as standaard leef. Nie ander waarhede nie, want jy weet mos, daar's mos my waarheid en daar's mos jou waarheid. Daar's mos twee kante van 'n wors. Maar dan is daar eintlik drie waarhede. Daar's nie net twee waarhede nie, daar's myne en joune en dan is daar God se. Daar's die waarheid van die woord van die Here. Daar's die waarheid wat onomwonde is, wat nie verander deur omstandighede nie. Daar's daardie waarheid wat geskoei is uit die troon van die hemel uit. Daar's daardie waarheid wat nooit kan verander nie. Nou leef ons in 'n tyd wat die wêreld sê nee, die waarheid is relatief. As jy hier staan en jy kyk na die horison, dan sien jy die horison, dis vir jou die waarheid. En as jy by die horison kom, dan kyk jy verder, dan sien jy 'n nuwe waarheid. Wel vriende, maak nie saak wat jou horison is nie. As Jesus nie vir die waarheid is nie, gaan jy nooit kom by die horison nie. So as jy nou mooi moet sit en dink oor jou lewe, maak dit vir jou die laaste jaar, dalk die laaste 2 jaar, dalk die laaste 5 jaar, hoeveel van God se waarheid het diep in jou hart ingesak? Is ons baie keer meer gepla en begeerig oor die wêreld se waarheid, oor die ekonomie? Is ons baie keer meer begeerig oor die wêreld se waarheid, oor die omstandighede, oor die omgewing waarin ons onsself vind, of is ons meer gepla oor die waarheid wat uit die troon van die hemel uitkom? Want dis wat saak maak. Matteus 22 vers 16 sê, en hulle stuur hul disippels saam met die Herodiane na hom en sê, meester, ons weet dat u waaragtig is en die weg van God in waarheid leer en aan niemand u self steur nie, want u sien nie die persoon van mense aan nie. Nee, hy het homself besig gehou met die waarheid en hy het nie gesteer aan mense nie. Die waarheid van God steur hom nie aan die vlees nie. Die waarheid van die woord staan vas vir ewig en altoos. En hierdie waarheid is onwankelbaar, come hell or high water. God se waarheid kan nie verander nie. En nou sit jy dalk hier en jou lewe hang dalk in 'n draadjie. Dalk sit jy hier en jou aftrede is besig om met mekaar uit te val. Dalk sit jy hier en jou huwelik is besig om aan skerwe te lê. Dalk jou gesondheid. En die vraag wat jy jouself moet vra is, te midde van dit alles, begeer jy vandag die waarheid van die woord van die Here? Want julle, daar waar ons skouers skuur, daar waar ons koppe stamp en daar waar ons saamleef, gaan dit baie maal meer oor my en jou waarheid as wat dit gaan oor God se waarheid. So wat is waarheid vanmôre? Jakobus 1 vers 17 sê, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Daar's net een waarheid, en dis in Christus. So dink bietjie aan mense in die Bybel wat God se waarheid gemis het. Ek dink Paulus het die gemeente vervolg op 'n stadium van sy lewe. Hy het gedink hy doen God 'n guns, maar hy het die waarheid gemis. So in Paulus, die eyster wat die Bybel vir ons in die Nuwe Testament 2/3 daarvan geskryf het, was op 'n stadium van sy lewe het hy gedink hy verstaan die waarheid, maar hy het nie. En so dink ek en jy, ons verstaan die waarheid, maar ons doen nie altyd nie. Die godsdienstiges het gedink hulle verstaan die waarheid, hulle het dieselfde Bybel gebruik as ek en jy, maar hulle het Jesus gekruisig. Judas het Jesus verraai en gedink hy doen hom 'n guns. Want hy gaan nou vir Jesus promoveer en hy gaan hom na vore stoot. Hy gaan hom half oor die lyn stoot dat die Here Jesus nou maar op die voorgrond moet tree, dat hy die leier moet wees, dat hy moet wees, dat hy die in bewind kan neem soos hy moet neem. Maar omdat hy nie die waarheid verstaan het nie, het hy Jesus verraai. Samson het die waarheid geken, maar sy lewe het die waarheid gemis. Moses se vrou is daar saam met hom in die wildernis. God roep vir Moses by die besembos, né? Brandende bos, dis die regte een. Een, amper raak net jy mekaar om watter bos dit is, julle. Elkeen van die konings van Israel het gedink hulle verstaan die waarheid. Tot Salomo die wyse het gedink hy verstaan die waarheid en aan die einde van sy lewe sê hy dit alles was useless geweest.
En so het ek en jy 'n wanbegrip van die waarheid. Ja, ons begeer dalk kerk. Ons begeer dalk vrede, ons begeer dalk vriende, ons begeer dalk dinge. Maar as jy nie die waarheid in Christus Jesus begeer nie, sal jy die wedloop nie kan voleindig nie. En mag die Here ons help om nie tevrede te wees met enige ander waarheid as die waarheid in Christus Jesus nie. Die derde wat ek graag wil uitwys is Dawid se begeerte is na die leiding van die Here. Vers 9 gee dit vir ons baie mooi en sê hy sal die ootmoediges lei in die reg, in sy waarheid. Hierdie man wil nie die waarheid weet nie, hy wil hê die Here moet hom die pad wys in die waarheid, en hy wil hê die Here moet nie net die pad vir hom wys nie, hy wil hê die Here moet vir hom uittrek in die pad, sodat hy kan seker wees, hy volg die regte pad. Hoe ernstig is ek en jy, oor om daardie pad te volg? Die volk het in die wildernis opgeëindig, en hulle was nie tevrede gewees om te trek, as die wolkkolom nie voor hulle getrek het nie. God het vir hulle die opdrag gegee, wanneer hierdie wolkkolom begin beweeg, dan begin julle saam beweeg. Maar vriende, ons hele lewe is vol van bewegings, en ons het allerhande bewegings in baie rigtings, maar volg ons die weg waarin God ons kom lei, of volg ons ons eie pad? Hy sê die ootmoediges word gelei. Dit beteken daar's 'n verootmoediging voor die Here. Dit beteken daar's 'n afhanklikheid van die Here. Dit beteken daar's 'n gewilligheid, 'n toewyding aan die Here. Soos daardie tyd toe hierdie man gejag was soos 'n dier, het God hom gelei. Soms tot binne in spilonke. En so kan ek en jy maar net die Here vertrou en sê, Here, kom lei ons elke tree van die pad. Nou as die Here jou kom lei, moet jy verstaan daar's 'n prys daaraan verbonde. As die Here jou kom lei, moet jy verstaan daar's uitdagings op hierdie pad waar jy moet volg. As die Here jou kom lei, moet jy verstaan daar's dele waarvan jy nie gaan hou nie. Maar ons doen dit, want ons weet daar waar hy lei, daar werk alles ten goeie mee. En as dit nie doen, dan eindig jy op soos 'n ou duif wat vasgevang word in 'n struik. Dit wat veronderstel is om vir vrede te wees, is alles behalwe. So hoe ver laat jy die Here vandag toe om jou te lei? Is jy bereid om hom toe te laat om jou vir 40 jaar te lei? Is jy bereid om hom toe te laat om jou elke tree te lei? In die kleine en in die groote? Of laat jy nie meer die Here toe om jou te kom lei nie? Nee, wag, Here, kom ek wys vir u. Die volgende wat ek wil uitwys is Dawid se begeerte is na vergifnis van die Here. Vers 11 sê, om u naam ontwil, Here, vergewe my ongeregtigheid, nie om my ontwil nie, nie as gevolg van ek wat ook al is nie, maar terwille van u naam, Here, vergewe my, want my lewe is krom en verdraai. Leer my reg en verkeerd. Leer my om te wag op die Here, leer my sodat ek die pad kan vind wat u vir my wil kom wys, Here. Vergewe my en verwyder my sonde so ver soos die ooste van die weste. Hierdie man se begeerte is om reg te wees met God. Ons bid baie maal die gebedjie van vergewe al ons sonde soos ons skuldenaars vergewe. Maar hoe ernstig is jy om vergifnis te kry? Hoe ernstig is jy om nie weer skeef te trap nie? Hoe ernstig is ek en jy om die aangesig van God te soek in berou? Want daar is 'n vers in die woord van die Here wat vir ons sê, dis beter om te treur as om vol blydskap te wees, en dit gaan juis oor sonde. Wanneer dit gaan oor ons sonde, kan ons so baie maklik 'n grappie maak, of baie maklik maar net aangaan, ag ek is maar net mens. Hoe ernstig is ek en jy om in diepe berou te begeer dat God ons sal vergewe? Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. So as jou oë vandag gefestig op God alleen, want hy is die bron van vergifnis. En sonder hom is daar geen vergifnis nie. Maar ek en jy moet kom met berou in die harte. 2 Korintiërs 4 vers 15 sê die woord, want dit is alles om julle ontwil, sodat die genade wat groter geword het deur so baie mense, en danksegging oorvloedig kan maak tot die heerlikheid van God. Om julle ontwil. Hoe kosbaar is dit, die vriende? Dat ons kan begeer, dat ons kan reg wees met die Here. En die Here doen dit vir ons, ter wille van jou en my. Kan jy jou indink, dat God meer gepla is, oor jou en my naam, dat ons reg moet wees met hom, dat ons rein moet wees met hom, dat ons skoon moet wees met hom, eerder as maar net om aan te gaan deur die lewe en ons is okay. So mag die Here ons kom seën, mag die Here ons kom oortuig, mag die Here ons kom reinig,
Want Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Nou het ek myself hier in 'n verkeerde rigting aan julle. Daar is hy. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is jy gered. Deur die geloof. En dit nie uit jouself nie, dit is die gawe van God. So ek en jy kan begeer, dat ons vergewe word dag vir dag, sodat ons rein voor God kan staan, sodat ons reg voor God kan staan, want vriende, hy kan enige oomblik kom. En as hy nou moet kom, hoe reg is ek en jy? Dit gaan nie oor hemel of hel nie, dit gaan nie oor enigiets anderster, as dat ons as kudde van God in een kraal saam moet staan, en baie maal kan ons mekaar nie eens verdra nie. Ek sit nie aan die kant van die kerk nie, want Piet sit daar, en ek doen nie so nie, want daai is so, en ek sal nie so nie, want dit is so. Hoe tot eer van die Here is dit, vriende? Ons wil sê, ons is gereed. Hoe kan ek skuiling vind by die Allerhoogste, as ek 'n probleem vind in die kerk? Hoe kan ek 'n skuiling vind by die Allerhoogste, as ek begeer om allerlei ander dinge te kan hê? Laaste ding wat ek graag wil wys, is Dawid se begeerte, is om die Here te kan sien. Hierdie man se begeerte, is om deur God geïnspireer te word, is om deur God besiel te word, is om God te sien, soos Jesaja hom gesien het vir wie God is. Om begrip te hê met wie hy te doen het, want dan sal die vrees van die Here diep in sy hart insak, dan sal hierdie man in sy binneste in beroering kom. Dis wat kort in die kerk vandag, vriende. As ons verstaan wat ons te doen het. As ons God sien soos hy is, sal hierdie kerk in beweging wees. Oë gefokus op hom alleen. Begeerig vir die troon van die hemel. Maar baie keer begeer ons om baie dinge te sien. Ons begeer om baie dinge te kan beleef. Maar alles behalwe om God te sien. Dawid het dit beleef, toe hy daar in sy binnekamer was en God hom vergifnis gebied het. Daar het hy die belewenis van sy leeftyd gehad, om te sien hoe dat God in regverdigheid kom, in ootmoed kom, in barmhartigheid kom, en vir hom lewe kom skenk. Daniël het dit beleef, binne in 'n leeukuil. Sy vriende binne in 'n vuuroond. Stefanus onder die klippe, Paulus op 'n stukkie plank in die see. Wat gaan dit kos vir God, dat jy God moet sien? En wat as hy vandag kom, en ek en jy is nie gereed om God te aanskou nie? Hoe mag die Here ons help, dat ons begeere sal wees dat dit wat saak maak? Want dit praat hier van 'n perspektief, dat ek by die dinge van die lewe verby kyk, en ek het 'n ewigheidsperspektief. Ek kyk vir die koning, ek kyk vir die ewigheid, ek kyk vir dit wat saak maak, wat nie deur mot en roes verniel kan word nie. Nee, ek is klaar, nee, ek soek God, en ek soek God alleen. Wat begeer jy vandag? Die hier en die nou? Die tydelike, wat deur mot en roes verniel kan word? Of begeer jy vandag die weg van die Here? Begeer jy vandag die waarheid van sy woord? Begeer jy vandag dat God jou sal kom lei op sy pad, dat hy jou die weg sal kom wys, dat hy voor jou sal uittrek en dat hy vir jou die weg sal kom wys? Begeer jy die lering van die Here, die vergifnis van die Here? Begeer jy vandag om God van aangesig tot aangesig te kan sien? Want as jy doen, kan jy volhard in hierdie lewe. Kan jy vas staan in die Here? Kan jy oorwin te midde van goed en kwaad? So mag die Here ons help, dat ons begeerig sal wees, dat dit wat regtig saak maak. Kom ons buig ons hart aan, bid ons saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons vanmôre om ons harte voor U te kom buig. En Here, U te kom bid dat U hierdie begeerte in ons harte sal kom werk. Ons is baie maal begeerig vir baie dinge. Maar Here, vanmôre het ons gehoor van dinge wat ons behoort te begeer as kinders van die Here. Soos dit Dawid dit begeer het en nog steeds foute gemaak het. Kom verklaar ons vanmôre voor U, Here, die begeertes van ons hart. En ons vra, kom wys vir ons as daar verkeerde begeertes is. Kom wys vir ons wanneer U vir ons die regte pad wil kom wys. En help ons, Here, dat ons sal begeer net alleen dit wat U vir ons lewens wil hê. Ons bid dit met verwagting in ons harte en in Jesus naam. Amen.